Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag gaan ons nie na heelgetal kyk nie. Ek weet daar staan heelgetalle, maar dis nie eers die titel van die video nie. Alhoewel ons net met heelgetalle gaan werk, is die titel of die opskrif van vandag nie heelgetalle nie. Ons gaan wel met heelgetalle aftrek. Die klem is eintlik op die aftrek, maar ons gaan nie altyd met heelgetalle werk, dis hoekom my nou maar daar is. Ek was te lui om weg te vat. So, heelgetalle. Heelgetalle of die aftrekking van heelgetalle, om hierdie konsep vas te lê, gaan ons die volgende doen. Ons gaan kyk na wat ons noem 'n getallestelsel. Nee, 'n getallestelsel, en ek kyk nou, soos afgelope 3 weke is alwaaroor ek praat getallestelsels. Dis alwaar ek dink. So gepraat van getallestelsels, as jy, ek het gedink ek gaan hierdie bietjie later in die video doen, maar as jy nog nie weet wat heelgetalle is nie, dan sal ek jou voorstel of jou aanraai om eerder te gaan kyk na daai getallestelsel videoetjie wat ek 'n keer teruggestuur het. Nou, ek het 'n bietjie beter geraak met YouTube, daarom dink ek nou iewers daar bo regs, ek's nog nie perfek met my timing nie, maar hier regs in die hoekie, ja, regs in die hoekie iewers, hoor daar so U op te kom. En die U gaan jy nou mooi wys, okay, gaan kyk na die getalle stelsels video. Ook, ek gaan soos altyd in die description die timestamps dit. Timestamps sit, sodat ek nie jou tyd mors nie en jy nie my tyd mors nie. Nie dat jy my tyd mors nie, maar ek wil nie jou tyd mors nie. So, as jy sukkel met 'n spesifieke ding, gaan kyk daarna. Ek weet nie, hierdie gaan letterlik net klomp voorbeelde wees. Hierdie werk is baie maklik. Hierdie video gaan ook baie kort wees. So die timestamps gaan soos 3 wees of 4, ek weet nie. Maar ons kyk na, ek het net die verkeerde woord gesê, ek het gesê getallestelsels. Alhoewel ons ook daarmee werk, gaan ons kyk na 'n getallelyn. Die rede hoekom ons hierdie ding wat jy nou hier op die skerm sien hier voor jou 'n getallelyn noem, is omdat daar 'n lyn is en daar's getalle by. Baie moeilik, baie moeilike werk hierdie. Dit is wel, wat ek moet uitlig, dit is wel die horisontale lyn. Hierdie, elke liewe keer. Ek oefen dit, ek oefen hierdie inzoom en dan werk dit perfek, maar sodra ek dit op die video doen, dan pop daai boonste banner op. In elk geval, hierdie is die getallelyn, sien hulle hierdie horisontale lyn. Ek het hierso die vertikale lyn ingeteken, wat die y-as aandui, en jy moet nie nou op die oomblik weet wat 'n y-as is nie. As jy doen en jou juffrou op laerskool was 'n superhero en sy het dit vir julle geleer, great. Nou weet jy dit, ons gaan dit net nie nou al gebruik nie. Dalk bietjie later as ons begin grafieke plot, dan gaan ons julle leer, okay, hierdie is die y-as en daai is die x-as. Vir hierdie video gaan ek hierdie net die horisontale getallelyn noem. Dis al. Fokus net daarop. Nou, kan jy sien, ek het net die heelgetalle voorgestel. Dis hoekom die titel vir heelgetalle nou hierbo is. Kom net mooi. Maar ons gaan nie net met heelgetalle werk nie. Eventually gaan ons gaan in hierdie video net met heelgetalle werk, maar eventually in jou hoërskool daarvan gaan jy moet minus met desimale getalle. Nou heelgetalle, as jy kan onthou, is al die pad van minus oneindig tot al die pad positief oneindig. Dit is wat heelgetalle is. Al die negatiewe oneindige getalle en al die positief oneindige getalle. Dit is wat ek hier voorgestel het. Hier begin ek wel by minus 4 en gaan na 4 toe, maar basies wat daai pyltjies in die einde aandui, hierdie pyltjies hierso, jy sien daar's 'n pyltjie en daar's 'n pyltjie. Wat hulle aandui is dat dit gaan aan tot in vir ewig. Dit gaan aan tot in vir ewig. So, hoe jy hierdie gaan moet onthou, of hoe jy dit kan onthou, ek het soos nou net aan gedink, so dit staan hier nie, maar alles links is altyd die klein getalle. So, minus 1 is groot relatief tot minus 4. Minus 4 is 'n klein getal in vergelyking met minus 1. Verstaan jy?
Hoe meer ek links gaan, hoe kleiner. Kyk die tweede letter van die woord, klein, KL, L staan vir links. As ons kyk na die regterkant, kyk na die tweede getal, of die letter van groot is 'n R, so regs, raak al hoe groter. 4 is groter as 1. Verstaan, soos as ek 4 toffies het en my vriend het 1 toffie, dan het ek mos obviously meer. So, die aandele wat ek besit is groter. Dis hoekom ek sê, regs is groter, links is kleiner, onthou daai tweede letter ding. So, ek kan sê, ek het net die voorbeeld gebruik waar ek gesê het, -4 is kleiner as -1, en jy moet dit altyd in gedagte hou. In dieselfde manier wat 4 groter is as 1, gaan -4 ook groter wees as -1. Ook, -4 is baie kleiner, het ek net gesê groter, -4 is baie kleiner as 1. En as ons dit wiskundig wil voorstel, lyk dit so, -4 kleiner as teken 1, -4 is kleiner as 1. Ek gaan nog 'n video maak van daai krokodiltuintjie goedjies. As ek fancy genoeg is, gaan daar dalk ook nou 'n i op. Nou weet nie. You never know. So, volgende gaan ons letterlik net werk met voorbeelde. Want hierdie werk is so eenvoudig, dis regtig verskriklik eenvoudig. En die beste hoe om dit in jou kop te kry, die aftrekking van heelgetalle. Daai was nou net die agtergrond, jy weet, die fondasie, ek weet nie. En voorbeelde is wat ons nou gaan doen, hoe om die aftrekking van heelgetalle te verstaan. Jy het tot dusver sulke tipe somme gekry, waar jy 'n groot getal kry minus 'n klein getal. Nee, 3 is vanselfsprekend groter as 2. Jy weet dit. Ek sê hierdie behalwe as julle wiskundeonderwysers op laerskool nogal cool is en julle het al klaar klein getalle minus groot getalle gedoen. Maar ek gaan maak asof julle net weet hoe om groot getalle met klein getalle te minus. In jou brein hoort jy hierdie prentjie te maak, omdat jou getalle lyn. So in jou brein, imagine 'n getalle lyn. Ons begin by 3 want ek lees van links, hoe was ek nou? Ek lees van links tot regs, so dis 3 minus 2. So ek begin deur te sê, ek begin by 3 en ek minus 2. So dis 1, 2. Kyk nou waar my posisie is. Ek's by 1, daarom is my antwoord 1. Magtig wiskunde is moeilik. Sien julle nie saam nie? Hierdie was waaraan meeste van julle gewoond is tot en met nou. 'n groot getal, 'n minus 'n klein getal. Ons gaan nou van hier af, die volgende 3 voorbeelde gaan wees, 'n klein getal minus 'n groot getal. Ek gaan weer net my getallelyn voorstel of uitskryf sodat julle kan sien hoe werk ek. Nou, ons begin lees van links en ons lees na regs toe. So 5, ek begin by 5. En as ek aftrek, ek minus, omdat kleiner links, so ek beweeg links, daarom gaan ek, 8 eenhede, so te sê, na links beweeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 3. So my antwoord gaan wees, minus 3. 5 minus 8 is gelyk aan minus 3. Let wel, as jy 'n skerp potlood is, onder al die res, sou jy nou agtergekom het, dat 3 is die verskil tussen 5 en 8. As jy 'n normale sommetjie gehad het, waar jy soos gehad het, ek het 8 toffies en toe val 5 van die drein af. Hoeveel het ek oor? Dan gaan jy sê 3. Dis dieselfde vraag, die 2 is net omgeruil. En dit maak nie sin as ek dit so sê nie. Jy kan nie sê ek het 5 toffies gehad, toe val 8 in die drein nie, hoeveel het ek nou? Dit maak nie regtig sin nie. Maar op die getallelyn maak dit sin, want jy gaan verby die 0 tot in die minus 3 in. So, hierdie antwoord is eintlik net die verskil van die twee getalle. Dis basies wat minus is. Minus beteken mos verskil.
So die antwoord is die verskil van die twee getalle en jy kyk wat sien is die groter een? 8 is die groter een en hy is 'n minus, daarom kry my antwoord 'n minus. Jy sal baie hoor dat julle hoërskoolonderwysers so praat. Wat sien is die groter een? Oor die 8. Okay. So hy moet 'n minus bykry. Julle weet, ek weet nie. Nog 'n voorbeeld. Ek dink daar's nog 2. Kom ons kyk. -3 -2. Nou, dit lyk dalk nie so nie, maar ek het julle nou blootgestel, of dit klink dalk nie so nie, ek weet nie. Ek het julle nou al blootgestel aan klein getalle minus groot getalle. Ons het tot en met die Here, die vorige een was 'n klein getal, die 5, minus 'n groter getal, die 8. Hierdie is ook 'n klein getal minus 'n groot getal, glo dit of nie. Want -3 is kleiner as -2. As jy nie saamstem nie, gaan terug na waar ek verduidelik wat die getallelyn is en hoekom dit so is. Klein links, hy's meer links, daarom is hy kleiner as -2. So klein getal minus 'n groot getal. Trek jou lyn dingetjie, jou getallelyn. Ons begin by -3 en ons spring 2 plekke links. Want ek minus. So my antwoord gaan wees -5. So ek weet, hierso is die tekens dieselfde. So basies, ek vermy eintlik om dit te sê, maar hulle plus basies by mekaar. Ek vermy dit om dit te sê, want van julle dan plus julle hulle by mekaar, dan is die antwoord skielik positief 5. En positief 5 is 10 eenhede weg van -5 af. So jy's 10 keer verkeerd. Nie regtig nie, 1 keer verkeerd, maar nog steeds, hy's 10 weg van -5 af. So jy kan nie vir my sê -3 -2 is positief 5 nie. Ons gaan later, gaan ek 'n video oplaai. Hy kan dalk ook nou 'n i hierso iewers wees. Jy sien, sommer 3 video's in een, hè? Ons gaan later 'n videoetjie doen waar ek vir julle mooi verduidelik hoe die tekens werk. En as die twee tekens dieselfde is, dan gaan hy opeindig as die teenoorgestelde teken. So julle sal dit dalk bietjie beter in die volgende een verstaan. Maar en hierdie een werk dit amper sekerlik dieselfde, maar moenie dink dit werk dieselfde nie, want julle raak nie mekaar vir een of ander rede. Vir nou doen dit so, want julle werk op die oomblik gaan nie nou so moeilik wees nie. Doen dit so waar jy begin by -3, onthou jy begin lees, ai, liewe hemel. Jy begin lees by -3 links en hy gaan dan net nog 2 links. Maak sin? Nog 'n voorbeeld. 2 minus 10. Ek gaan nie hierso 'n getallelyn teken nie, want hierdie is, jy is veronderstel om nou 'n super genius te wees en jy is veronderstel om te weet wat dan die verskil tussen daai twee is. Want in 'n vorige voorbeeld het ek vir julle gesê, dis basies die verskil tussen die twee. So wat is die verskil tussen 2 en 10? Wat moet ek by 2 bytel om by 10 uit te kom? 8. Wonderlik. Julle is flamboyante leerders. So jy moet 8 by 2 bysit om by 10 uit te kom. Kyk, die 10 is die grootste een, die 10 is 'n minus. Daarom gaan my antwoord -8 wees. Maak sin, baie moeilik. Nee, ek dink nie dis moeilik nie. Ek maak 'n joke as ek sê, wow, wiskunde is so moeilik, maar dis glad nie moeilik nie. Hierdie is die van die eenvoudigste voorbeelde. Hierdie is net om die konsep aan julle voor te stel, ek weet nie. Maar ek hoop julle verstaan. As julle nie verstaan het nie, stuur vir my e-pos dat ek meer voorbeelde vir julle gee, ek weet nie. Maar ja, hier is die einde van die video. Totsiens, sien julle in die toekoms.